Kom ons bid net saam. Here Jesus, baie dankie dat ons die voorreg het om vanaand rondom die woord te kan kuier. Dankie vir die wonderlikheid van die woord, die diepte daarvan. Dankie dat ons dit in ons harte kan bære, en soos die psalmdigter gesê, dat ek het u woord in my hart gebære, dat ek nie teen u sal sondig nie. Dan weet ons, dis die kennis van die woord wat ons leer om die pad reguit te stap. Dis die lig van God wat in ons harte skyn, sodat ons duidelik kan sien waarheen ons moet beweeg, waarheen is u ook op pad met die wêreld. En wat 'n groot voorreg om uit die boek Openbaring te kan leer. Ons besef, Here, daar is definitief dinge wat ons nie dalk 100% gaan verstaan nie, maar ons hoef u dankie sê vir die kennis wat vermeerder, want u sê vir ons in die laaste dae sal die kennis vermeerder en sal dit definitief meer verstaanbaar word. Daarom bid ons dat u ons vanaand ook sal seën en dat u al die eer, die lof en die aanbidding van ons harte sal ontvang. In Jesus naam. Amen. Nou, ons gaan vanaand dan voortgaan rondom die kerk en ons het gelees uit Openbaring hoofstuk 3 uit, maar u kan vir my die woord oopmaak by Openbaring hoofstuk 2 en hoofstuk 3, want wanneer ons by die gedeeltes kom, dan gaan ons dalk 'n bietjie meer uit die woord uit lees. Ons gaan nie nou in die begin dadelik uit die woord uit lees nie, maar wanneer ons kyk na die kerk, en dit is eintlik net so belangrik dat ons dat ons sal verstaan waar pas die kerk in die tydlyn van God vir ons as mens op aarde. En ons het gesien dat die 7 gemeentes waarvan die woord praat, dat 7 gemeentes is wat fisiese gemeentes is wat bestaan het, of fisiese gemeentes was wat bestaan het, en dat daardie gemeentes dan elkeen 'n brief gekry het ten opsigte van die gemeente homself, maar het ons dan nou eers bietjie net stil gestaan en gesien dat in die Ou Testament dat die kerk vir die Jode nie 'n sigbare konsep was nie. Dit is vir ons wat al reeds deel van die kerk is vir ons wat die woord ken, kan ons baie duidelik kerkaspekte in die Ou Testament raak lees. En dit is wat wonderlik is, en dis dieselfde wat ek vir u geleer het al, dat wanneer jy die Ou Testament lees, moet jy altyd probeer om die Here Jesus in die Ou Testament te lees. Want daar's een boodskap, 'n goue draad wat dwarsdeur getrek word van Genesis tot Openbaring, waaroor die evangelie gaan. Maar dan het ons gesien dat ten opsigte van die belofte wat die Here aan Abraham gegee het, die beloofde land, 'n land wat nog in besit geneem moet word, wat dan nog nie ten volle in besit geneem was nie, alhoewel van die nasies onder beheer van koning Salomo was, beteken dit nie dat koning Salomo die koning van daardie gebiede was nie. En dit is hoekom ons dan weet dat daar definitief 'n plan is wat die Here met die volk Israel nog het, en dat die kerk en die volk Israel 2 aparte konsepte is. Die kerk is nie die vervanging van Israel nie, maar dat die Here nog steeds 'n plan met die volk Israel het tot aan die einde, maar dan ons wat vandag in die genade dispensasie of die kerkdispensasie leef, dat ons sal weet dat ons 'n baie unieke groep mense is, wat deel is van God se plan met die mens. Ons het gekyk dat die kerk nie die koninkryk is nie, ten opsigte van wat die woord vir ons leer in Matteus 8 vers 11 en 12, waar hy sê dat maar die kinders van die koninkryk sal uitgedryf word in die buitenste duisternis, daar sal 'n geween wees en 'n geknars van tande. En dis baie duidelik dat daar dit 'n verwysing is na die fisiese Joodse volk, die fisiese volk Israel, en daarom sien ons dat die kerk is nie die koninkryk nie, maar die kerk gaan deel wees van die koninkryk, en juis met Christus wat dan in ons harte kom woon deur die werking van die Heilige Gees, behoort ons aan die koninkryk, maar dat daar 'n fisiese koninkryk gaan wees, wat dan ten opsigte van die Ou Testamentiese beloftes is. Ons het gekyk waarmee die kerk vergelyk word. Hy word vergelyk met 'n huis, met 'n tempel, die liggaam van funksionering, Christus wat die hoof is. Wat die kerk is, dis 'n verborgenheid. Dis 'n ekklesia, wat beteken is uitgeroep. Dis die liggaam van Christus. Dit is die manifestering van 'n persoonlikheid. En dan sien ons ook dat dit die bruid van Christus is. Die ontstaan van die kerk is baie duidelik, het ons gesien met die uitstorting van die Heilige Gees,
waar die geboorte van die kerk plaasgevind het. Wie behoort aan die kerk? Alleenlik die wat weergebore is, Johannes 3 vers 3, wat deur die bloed van die Here Jesus gereinig is, weergebore is, hulle behoort aan die kerk. Dis wat ek volgende ook gesê het, dit beteken nie as jy in 'n Christelike geloof gebore is, jy is outomaties 'n Christen nie. Die woordjie Christen het ontstaan met die wat Christus gevolg het as disippels, en omdat hulle dan die lewe en die karakter van die Here Jesus geleef het, was hulle dan Christene genoem gewees. Ons het die woordjie Christen eintlik baie afgeplat in vandag se lewe. Ons sê dat as iemand in die Christelike geloof gebore is, hy is outomaties 'n Christen. Nee, jy is nie. Jy bly 'n ongeredde sondaar. Totdat jy tot bekering kom, dan word jy 'n ware Christen. Dan word jy 'n Christen wat 'n volgeling van die Here Jesus is. Wie behoort aan die kerk? Hulle wat weergebore is. Mag nie saak uit wat se stand, taal en nasie uitkom nie. Selfs 'n Jood wat vandag tot bekering kom, hy sterf Judaïsme af en hy neem die Christelike geloof aan deurdat hy 'n kind van God word en dat hy deel is van die Christelike geloof. Wat is die doel van die kerk? En dit is dat om die evangelie te verkondig. Wat gaan die kerk beleef? En ons het hiermee afgesluit dat ons gesien het dat in die laaste dae, dat selfs die kerk, die eindtye beginsel, die opbou, die oploop na die eindtye beginsel van verdrukking en vervolging, gaan die kerk beleef. Hy gaan die afvalligheid, die geestelike afvalligheid, gaan hy beleef. 1 Johannes 2 vers 18, hy sê, kinders, dis die laaste uur. En soos julle gehoor het, dat die antichrist kom. En dit beteken, dis 'n profetiese woord. Enkel persoon, en as jy kan sien, dis 'n hoofletter A, waar antichriste met 'n klein letter A geskryf word, beteken dis 'n naamwoord. En die ander is benoeminge van die gees van hulle wat die gees van die antichrist het. So dit gaan 'n spesifieke persoon wees wat gaan kom. En hy sê, soos jy gehoor het, dat die antichrist kom. Hy's op pad. Dis 'n toekomsgerigte. Hy praat van is die laaste uur. Beleef ons alreeds die gees van die antichrist in mense reg oor die wêreld, maar dit maak hulle nie die antichrist. Die antichrist kan 'n spesifieke persoon wees, sy noemnaam is antichrist. So wanneer ons dan gaan kyk na die 7 gemeentes, dan is die vraag wat ons vanaand moet vra, wat is die doel waarom hierdie 7 briewe aan die 7 gemeentes geskryf is? En gaan ek vanaand vir hier bietjie uitleg gee om te verstaan hoekom hierdie gemeentes. Dis nie net sendbriewe soos wat Paulus byvoorbeeld aan gemeentes geskryf het, waar hy op sendingreis hierdie mense ontmoet het in hierdie gebied opgetree het nie, maar dit is gemeentes wat iets spesifiek voor staan. So wanneer ons kyk na die eerste gemeente, wil ek jy moet oopblaai na Openbaring 2 toe. En dan sal jy vind dat die eerste gemeente wat vir ons genoem word van Openbaring 2 hoofstuk 1, hoofstuk 2 vers 1, verskoon tog, hoofstuk 2 vers 1, sal jy sien dat dit die gemeente van Efesië is. Nou Efesië is 'n baie sterk gemeente gewees in die geestelike wêreld. Dis hoekom die boek Efesiërs 'n geweldige dogmatiese boek is. En die boek Efesië kom leer ook vir jou rondom die gawes van hulle wat dan funksioneer, waar die Here dan sê, hy het sommige gestel as apostels, profete, herders, leraars, evangeliste, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. En dan is dit baie duidelik dat die eerste 2 groepering van daardie gawes, die profete en die apostels, oftewel apostels en profete, was dan die 2 gawes wat dan van die begin af sterk gefunksioneer het rondom die stigting van die kerk waar dit vandag dan is. As ons dan die woorde sê, en ek wil dit tog vir u sê, dat ons moenie dink dat dit nou net in daardie tyd is nie, maar dat wanneer ons dit algemeen toepas, dan weet ons dat daar ware predikers daar buite is wat stigters van gemeentes is, as ek dit so kan stel. En dan noem ons dat hy het byvoorbeeld die gawe van
die profesie of die gawe van apostelskap. Maar ons is baie versigtig wanneer ons die woordjie profesie gebruik. Want baie mense koppel die woord profesie net aan toekomsgerigtheid, profetering rakende uitsprake van wat in die toekoms gaan gebeur, terwyl dit baie duidelik is dat iemand wat ook die woord verkondig, ook dan deurgaan as 'n profeet persoon, in die sin van woordverkondiging. En daarom moet 'n mens nie altyd net toekomsgerigtheid aan hy naam gee nie, maar wanneer ons dan praat van iemand wat dan die gawe van apostel of profeet het, alhoewel ons dan ook sê dat die gawe van apostelskap uiteindelik tot 'n einde gekom, omdat 'n apostel sekere kenmerke moes gehad het om as 'n apostel bekend te kon staan. Een van die aspekte, en dit wat Paulus van praat, is dat jy die Here Jesus self moes gesien het, om dan op die einde van die dag as 'n apostel dan bekend staan. En dis hoekom Paulus ook in Korinte, in 1 Korintiërs, ek dink is hoofstuk 9, vir ons die vraag vra, is ek dan nie 'n apostel? Want ek het die Here Jesus ontmoet. En daarom kan enige ou nie net aanspraak maak op die gawes nie, maar wanneer ons dan nou kyk na hierdie gemeente van Efesië, ek wil gou kyk, want hierdie ding gooi ons 'n bietjie rond, daar is hy. Dat ek net hierso, daar is hy. Wanneer ons kyk na die gemeente van Efesië, en onthou ek raak op 'n sekere voet baie kort weg gaan, ek gaan nie in diepte nou gaan daarmee nie, maar dan vind ons dat die gemeente in Efesië staan bekend as die apostoliese tydperk. Die tydperk waar die apostels baie sterk opgetree het, waar die Here geweldige genadegawes aan hierdie apostels gee, soos die genadegawe van gesondmaking en allerhande groot kragte wat deur die hande van die apostels plaasgevind het. En dit vind in die tydperk van 30 tot en met 100 na Christus. Hoekom? Want as ons praat van 30, dan praat ons van wie was die eerste apostels gewees? Die disippels van die Here Jesus. Hulle was apostels genoem gewees. Selfs Judas was 'n apostel genoem gewees. Weet u dit? Dat Judas wat die Here Jesus verraai het, word as 'n apostel genoem gewees, want hy het kontak gemaak met die Here Jesus. Dit beteken nie hy was 'n goeie apostel nie, hoor. Okay, so hy was 'n apostel gewees. Nou dit is die apostoliese kerk. Nou dit was die enigste gemeente waar jy lees van apostels. En nou lees ons rondom hierdie gemeente, waar hy dan vir ons skryf in Openbaring 2 vers 4. En miskien moet ons dalk nou maar net begin lees, dan lees ons eers rakende die gemeente homself, hoekom ons gaan, dan gaan ons na die skrif uit, gaan ons Openbaring 2 vanaf vers 1. Hy sê, skryf aan die engel van die gemeente in Efesië, dit is hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die 7 goue kandelaars. Ek ken jou werk en jou arbeid en jou lydsaamheid, dat jy slegte mense nie kan verdra nie, en dat jy die op die proef gestel het, wat sê dat hulle apostels is. Dis waar jy die woordjie apostel kry, rondom die gemeente. En dit nie is nie, en hulle leenaars bevind het, en dat jy verdraai het en lydsaamheid besit en ter wille van my naam gearbei en nie moeg geword het nie. Maar ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïte haat, wat ek ook haat. Wie jou hoor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die boom van die lewe, wat binne in die paradys van God is. So wanneer ons juis kyk rondom hierdie gemeente, dan lees ons in vers 4 waar hy sê, maar ek het teen jou, dat jy die eerste liefde verlaat het. Nou wat het eintlik dan nou hier gebeur? Omdat dit 'n gemeente is wat dogmaties baie sterk gefunksioneer het. 'n Gemeente is wat die Christelike beginsels baie sterk aangehang het volgens die letter van die betekenis daarvan, het hulle mense verhouding laat seer kry. En dis die eerste liefde waarvan hy praat, want hy praat van as iemand tot bekering kom, daardie opgewondenheid wat in jou hart is wanneer jy tot bekering kom,
en weet dat van nou af is ek waarlik kind van die Here, wil jy graag met mense deel, jy wil graag met hulle praat daaroor, en jy wil graag dit uitleef. Maar dan gebeur dit dat wanneer jy in die kennis van die woord groei, is daar 'n gevaar dat jy so in die kennis van die woord kan groei rondom wat reg en wat verkeerd is, dat jy eintlik jou getuienis verwaarloos en dat jy 'n sterk godsdienstige, gereguleerde godsdienst wil beoefen. Dit beteken 'n moet en 'n moenie beginsel. Dan begin jy eintlik dan oor te gaan na die aspek van wettisisme. En daarom is dit duidelik dat hy sê, jy het jou eerste liefde het jy verlaat. In Openbaring 2 vers 6 sê hy sê, maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïte had, wat ek ook had. Nou wie was die Nikolaïte? Nou die woordjie Nico beteken om te verower, en Laos, van waaraf die Laïte vandaan kom, is die mense wat wil verower. Nou die Nikolaïte het twee dinge bewerk. Hulle het die skeiding tussen die siel en die liggaam het hulle gemaak. Nou alhoewel daar 'n liggaam is, daar's 'n siel en daar's 'n gees, het hulle op 'n plek gekom waar hulle gesê dat die liggaam het niks met die siel te doen of het niks met die gees te doen nie. En daarom was die uitgangspunt gewees dat jy kan deur die liggaam sonde verrig. Dit beïnvloed nie jou gees nie. Dit beïnvloed nie jou sielswese nie. En het hulle daai twee groeperinge uit mekaar uit probeer hou, die skeiding tussen die siel en die liggaam. En dit beteken dat hulle dan gesê het, weet jy wat, ons kan geestelik voorkom, alhoewel ons vleeslike goed kan beoefen. En dit is wat ons maar baie preek en baie sê, dat jy mense wat naweek hulle self in dronkenskap bevind, maar dan Sondag, dan sit hulle voor in die kerk en dan maak hulle asof hulle geestelik is, asof gisteraandse dronkenskap en Vrydagse dronkenskap geen effek op hulle geestelike lewe het nie. Dit kan nie gebeur nie. Dit is, jy as persoon is 'n eenheid, alhoewel jy onderskeiding kan maak tussen die gees, siel en liggaam, en dit gaan gebeur dat die gees en die siel die liggaam gaan verlaat by jou sterwingsoomblik, dan is dit baie duidelik dat die woord is duidelik wat jy deur die liggaam verrig beïnvloed die gees en die siel, want hy sê die gees en die vlees staan teenoor mekaar en stryd teenoor mekaar, sodat jy wat die siel is, nie kan doen wat jy wil nie. En daarom is dit ook so dat die Nikolaïte, die Holy Order of Men, die kerke, die biskoppe, die aartsbiskoppe, die kardinale en die pause. Dit is wat dan later in die kerk ook na vore gekom het, van gesagsposisies ten opsigte van die Holy Order van die mens. En dit het gemaak dat hulle skeiding begin maak tussen geestelike posisies. Nou wanneer ons dink aan die standaardkerk waar ons behoort, ons bly by wat die woord ons leer. Die woord praat van die ouderling en die diakens. Die woord spreek dit, nie ons nie. Die woord leer ons dit. En daarom selfs die predikant word dan geaanvaar as 'n ouderling. Hy's nie iemand bo die ouderling. Hy's nie iemand anders as die ouderling nie. Maar ons praat van 'n lerende ouderling, en dan praat jy van 'n regerende ouderling, en dan praat jy van diakens. En dit het gemaak dat elkeen het dan sy posisie waarin hy homself bevind, waarin hy voel die Here het hom geroep, en daarin leef jy jou Christendom uit in daardie regeringssysteem. Maar ongelukkig het hier dit gebeur waar hulle onderskeid gemaak het en baie ouens sekere posisies ingekom het, en dit het gemaak dat daai posisies het 'n gesag ontwikkel wat dan op die einde van die dag ander mense dan, kom ons sê, het en gebied. En daarom lees ons ook in Handelinge 20 vers 29, hy sê, want ek weet dit, dat na my vertrek weer wolwe onder julle sal inkom, en die kudde nie sal spaar nie. En daarom is dit duidelik, dat in hierdie gemeente wat dogmaties baie sterk gestaan het hulle die eerste liefde verlaat.
maar hulle het op die einde van die dag deur die sterk toepassing van dogmatiese leerstellings het hulle wel 'n positief gehad waar hulle sê hulle het die werke van die Nikolaïde gehad wat die Here ook gehad het. Maar dan kom die Here en dan sê hy in vers 7, wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees in die gemeente sê, aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is. So daar's definitief 'n oorwinningslewe wat die Here opwerk. Maar hierdie gemeente stel die tydperk van 30 tot en met 100 na Christus voor. Die tweede gemeente vind ons dan in Openbaring 2 vanaf vers 8. Nou kom ons lees daarso saam. En dis die gemeente van Smyrna. En skryf aan die engel van die gemeente in Smyrna, dit is die eerste en die laaste wat dood was en lewend geword het. Ek ken jou werke, jou verdrukking en armoede, maar jy is ryk. En die lastering van die wat sê dat hulle Jode is, en dit nie is nie, maar is sinagoge van die Satan. Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werk, sodat julle op die proef gestel word en julle sal 10 dae lang verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal julle die kroon van die lewe gee. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Die wat oorwin sal die tweede dood geen skade, ly nie. Nou hierdie gemeente gaan oor die Romeinse vervolging wat dan baie sterk plaasgevind het vanaf 100 tot en met 313 na Christus. En staan hierdie gemeente bekend as die vervolgde kerk. So die eerste gemeente, die apostoliese kerk, die fondasie van kerk wat dan gelê is, maar dan het dit plaasgevind dat daar 'n vervolging in die kerk begin plaasvind het, en daarom die vervolgde kerk, wat dan hierdie woorde hoor in vers 10, waar hy sê, vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word, en julle sal 10 dae lang verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal julle die kroon van die lewe gee. Nou dit beteken nie dat daar vandag nie meer vervolging is nie. Maar in daardie tyd was daar definitief die baie erge vervolging ten opsigte van hulle wat die woord van die Here reg oor die wêreld wou gaan uitdra en verkondig. En daarom die 10 dae se betekenis is 'n 10 dae wat die woordjie 10 in die Bybelkonteks dui op volledig of kompleet. En is dit dat dit 'n volledige vervolging is, want hy sê hierso, wees getrou tot die dood toe. Ek sal julle die kroon van die ewige lewe gee. Nou Paulus kom leer vir ons ten opsigte van die verdrukking, hoe 'n mens daarna moet kyk. In 2 Korintiërs 4 vers 17 en 18 sê hy, hoor hy sê, want ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. En dan in 2 Timoteus 4 vers 5 lees ons, maar wees jy in alles nugter, ly verdrukking, doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening. En dit is duidelik dat hierdie kerk vir ons uitstaan rondom die stryd tussen die lig en die duisternis, en daarom dat hierdie gemeente bekend staan as die vervolgde kerk, wat dan erge vervolging beleef as gevolg van die Romeinse vervolging. Waaroor die Romeinse vervolging? Want onthou, die Romeine was afgoderry beoefenaars. Hulle het nie net Jesus, hulle het nie net een God aanbid nie, hulle het verskillende gode aanbid. En daarom was dit in stryd met hulle gewees. Nou wanneer ons hierdie ding wonder vir my moeilikheid gee, dan sal ek probeer. So wanneer ons kyk na die derde gemeente, so kom ons blaai gou om, kyk na die derde gemeente, die derde brief van die gemeente van Pergamus. Nou kom ons lees daar vanaf vers 12 in hoofstuk 2. Hy sê, skryf aan die engel van die gemeente in Pergamus, dit sê hy wat die skerp tweede snydende swaard het, ek ken jou werke en die plek waar jy woon, waar die troon van Satan is, en jy hou vas aan my naam en in die geloof in my nie verloor nie, selfs in die dae waarin Antipas my getroue getuie was, wat gedood is by julle waar die Satan woon.
Maar ek het enkele hulle teen jou, dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Bileam en wat Balak geleer het, om 'n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te horeer. So het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaïte, wat ek haat. Bekeer jou, anders kom ek gou na jou toe en sal teen hulle oorlog voer met die swaard van my mond. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die verborgde manna, en ek sal hom gee 'n witkeersteen en die steen en op die steen 'n nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang. Nou hierdie gemeente is die gemeente in die tyd van Konstantyn, en dit is 'n tydperk van 313 tot 606 na Christus. Dit is in die tyd van Konstantyn wat hy die kerk se deure oopgemaak het en gesê het, maar die kerk moet wêreldmense innooi. Nou, aan die een kant is daar positief rondom dit gewees. Daar word vertel, daar's mense wat glo dat Konstantyn dalk self tot bekering gekom het, en in plaas daarvan dat die kerk vervolg moes word, het hy eintlik dan gesê, maar hou op om die kerk te vervolg, kom ons gebruik die kerk as 'n plek waarin mense kan gaan om die Here te aanbid, en het hy die deure dan oopgemaak. Maar wat was die gevaar wat hier dan plaasgevind het? En daarom word hierdie die huwelikskerk genoem, want dit is 'n kerk wat kompromie begin aangaan het ten opsigte van die kind van die Here en die wêreldling. En dit is dan waar jy die geweldige sterk kompromie beleef, waar mense hulle self Christene noem, maar hulle het nog nooit tot bekering gekom nie. Want is wêreldlinge wat dan nou in die kerk behoort, en dit is nou dat mense baie dink aan mense wat net te dankbaar is as hulle naam op die lidmaatregister staan, maar dan dink hulle as my naam op die lidmaatregister staan, nou gaan ek hemel toe. En in die oomblik as hulle voorgestel word in die kerk en naam is op die lidmaatregister, dan is hulle weer goners. Want op die einde van die dag is daar baie mense wat dink, net omdat ek 'n lid van 'n kerk is, dit maak my dat ek hemel toe gaan. En dit is hoekom hierdie die kompromiekerk genoem word. Want dit is die kerk wat hulle deure oopgemaak het. Dis nie meer vervolg in die kerk homself, is nie meer 'n groot mate vervolg nie, maar nou is sy deure oopgemaak en die wêreld kon die kerk instroom. Wat is die groot gevaar van dit? Die wêreldling bring sy eie denke van wêreldkonsep die kerk in. En dit is waar die gevaar is, dat ons vandag in die kerk mense moet entertain om hulle by die kerk te hou. So ons moet heeltyd met die wêreld in kompromie ingaan. Openbaring 2 vers 14 en 15. Maar ek het enkele dit teen jou, dat jy daar mense het wat vashou in die leer van Bileam, wat Balak geleer het, om 'n struikelblok te word vir die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te horeer. Nou wat het eintlik daar gebeur? Nou, julle ken die verhaal van Bileam en Balak, waar Balak die Moabitiese koning is, wat Bileam gekry het om die volk Israel te gaan vervloek, en 3 keer wat hy gaan om die volk Israel te vervloek, het die Here hom teen gegaan, en elke keer het hy 'n seën uitgespreek. Nou Balak het later baie kwaad geword vir Bileam. Maar wat het Bileam gedoen? Want omdat hy die loon van ongeregtigheid lief gehad het, beteken, hy wil geld hieruit kry, wil homself verryk het daaruit. Toe gee hy vir Balak, en dit is uit hierdie gedeelte waar ons weet wat het gebeur, toe gee hy vir Balak die wysheid, die wêreldse wysheid, hoe om die volk Israel te laat struikel. En wat het gebeur? Die Moabitiese volk, die dogters van die Moabite het toe met die seuns van Israel getrou, en die seuns van die Moabite het toe met die dogters van Israel getrou, en dis waarvan ek praat, om te sê, afgodsoffers te eet. Die Israeliete het begin met Moabitiese gode te dien, en in die huwelik in die Moabite in te gaan, en te horeer. En dit het die val van Israel ook bewerk, want toe veroorsaak dit dat daar 'n inmenging is in die suiwerheid van die volk Israel. So hy kon nie vloek nie uitspreek nie, maar hy gee vir Balak die raad, hoe om die volk Israel geestelik te struikel. En dan sê hy die woorde, so het jy ook mense wat vashou in die leer van die Nikolaïte, wat ek haat. Nou kom ons gaan net gou terug na die Efesië gemeente toe, dan sien ons baie duidelik in Openbaring 2 vers 6 waar hy sê, maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïte haat. Hier vind ons, dat hulle die Nikolaïte se werke aanhang.
Ja, dat in die Nikolaïte werk verander, want hulle sê, so het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaïte, wat ek haat. En waaroor gaan hierdie leer, en wat het hier in die kerk begin gebeur, met die kompromie wat aangaan is, jy vind die aanbidding van die dode, die aanbidding van hulle wat as heilig beskou is, wat dan is, onthou net, die Bybel sê vir ons, jy moet jou voorgangers gedenk. Dit sê nie jy moet jou voorgangers aanbid nie. So wanneer jy praat van St. Peter en St. James en al daai ouens, dan is dit nie om hulle in 'n aanbiddingsvorm te kry nie. Jy eer hulle vir wie hulle was, maar jy aanbid die Here. Maar ongelukkig in die kerk het dit gebeur dat heiliges gaan bid word, Maria word gaan bid, priesters het anders as mense begin aantrek, want dit is om te kan wys, kyk, ons is die priesters en hulle klere drag was dan die status gewees van hulle posisie. En die leerstellings van die reiniging van die dooies. Nou dit laat my altyd dink aan die verhaal van die Griekse gesin, wat se pappa oorlede is, die maffia van die Griekse gesin. En toe gaan hulle na die priester toe en hulle sê, okay, maar sal pappa hemel toe gaan? Toe sê hy, ja, hy moet net soveel betaal en sal hy in die hemel kom. En hy betaal toe soveel en gaan toe weer na die priester toe en vra vir hom, is pappa nou al hemel? Hy sê nee, hy is net so kop gedeelte in die hemel. En hy betaal weer 'n bedrag en volgende keer toe hulle gaan, toe sit arms in die hemel. Toe sê hy, okay, nou is dit dan, so ons pappa ken klim en is homself in die hemel in. So wat nou gebeur is, dit is daardie konsep wat mense het, die leerstellings van die reiniging van die dooies, en dit is juis in daardie gedagte waar die Here vir ons kom leer dat ons gaan almal voor die regterstoel van Christus verskyn, en dit verwys na die kerk wat na by die regterstoel van Christus gaan verskyn, want onthou daar's 'n wittroonoordeel en daar's 'n regterstoel, die Bema stoel. En dan sê hy dat ons werke gaan op die proef gestel word, en ons werke wat hout, hooi en stoppels is, goud, silwer of edelgesteentes gaan deur vuur verbrand word, en dan die hout, hooi en stoppels gaan gebrand word, gaan as word. Maar hy sê alhoewel hy self gered word, wat eintlik 'n aanduiding is, jy behou jou saligheid, maar jy verloor loon by die regterstoel wanneer jou werke op aarde die Here nie verheerlik het nie, wanneer jou werke op aarde eintlik maar gegaan het oor jouself. Maar ongelukkig in die Romeinse kerk glo hulle dat daar 'n reinigingsproses is. Dit maak nie saak hoe groot sondaar jy is nie. Maar as jy nou gereeld vir daardie ou bid, sal hy deur die reinigingsproses gaan en dan sal hy gereinig word na die dood en sal hy dan die hemel kan ingaan, die reiniging van die dooies. Nou wat leer die woord ons? As jy sterf, gaan jy dadelik na een van twee plekke toe. Dis of jy gaan paradys toe of jy gaan doderyk toe. Een van twee plekke. Daar's nie 'n reiniging nie, maar die reiniging waarvan Paulus vir ons leer, gaan oor die beloning ten opsigte van die liggaam van Christus. Hulle wat aan die koninkryk van Christus behoort het, hulle wat gered is en hulle werke wat dan gaan toon, die werke wat hulle op aarde gedoen het. In 2 Petrus 2 vers 15 lees ons, hy sê hy het regte pad verlaat en verdwaal en dit was in die weg gevolg van Biliam, die seun van Beor, wat die loon van die ongeregtigheid lief gehad het. In Judas 1 vers 11 lees ons, wie hulle, want hulle die weg van Kain bewandel en om loon hulle self in die verleiding van Biliam gestort en in die verset van Korag omgekom. So eintlik het dit gegaan oor hulle self, dieselfde soos Korag hulle, waar hulle gedink het, hulle is iets besonders, omdat hulle uit die Levitiese stam uitkom, dat hulle kan opstaan teen Moses en teen Aaron, en dat hulle gedink het, dat hulle is nou geestelik. En wat het gebeur? Die Here het hulle vernietig, hulle het omgekom. Maar dan vind ons die 4de gemeente, en dis die gemeente van Thyatira. So lees gesaam met daar, so uit die gemeente van Thyatira, Openbaring 2 vanaf vers 18. Hy sê, skryf aan die engel van die gemeente in Thyatira, dit sê die seun van God, wat oë het soos 'n vuurvlam, en sy voete is soos blinkkoper. Ek ken jou werke en liefde en diens en geloof en jou lydsaamheid en jou werke, en dat die laaste meer is as die eerste, maar ek het enkel dinge teen jou, dat jy die vrou Isebel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer
en my diensknegt te verlei om te oreer en afgodsoffers te eet. En ek het haar tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer, en sy het haar nie bekeer nie. Kyk, ek werp haar neer op 'n siekbed, en die wat met haar oorspel bedryf in 'n groot verdrukking, as hulle hul nie van hulle werke bekeer nie. En haar kinders sal ek sekerlik doodmaak, en al die gemeentes sal weet dat dit ek is, wat niere en harte deursoen, en ek sal aan elkeen van julle gee volgens sy werke. En ek sê vir julle en die ander wat in Thyatira is, almal wat hierdie leer nie het nie, en die wat die dieptes van die Satan, soos hulle dit noem, nie leer ken het nie, ek sal op julle geen ander las lê nie. Hou maar net vas wat julle het, totdat ek kom. En aan hom wat oorwin en my werke tot aan die einde te bewaar, sal ek mag oor die nasies gee. En hy sal regeer met 'n ysterstaf soos erdegoed, word hulle verbrysel, net soos ek ook van my Vader ontvang het. En ek sal hom die môrester gee, wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Nou hierdie gemeente was die gemeente gewees wat in die middeleeuse tyd geleef het, van 606 tot 1520 na Christus. So wat dit stel daai tyd voor. So alhoewel al 7 gemeentes in die tyd van Johannes op die eiland Patmos bestaan het, stel dit daardie tyd van die kerk voor. Wat het in daardie tyd gebeur? Nou die middeleeuse tyd, 'n kerk was die Romeinse Katolieke kerk wat baie sterk in beweging was. Openbaring 2 vers 20, waar hy dan lees, maar die enkelinge teen jou, dat jy die vrou Jezebel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer, en my diensknegte te verlei om te oreer en afgodsoffers te eet. En dit is waar die sekere gebruike ook verder ingekom het. So jy kan nou sien dat die goedheid opgebou, dit word al erger en erger en erger en erger. Maar soos die feit dat hulle die paus se voete moes gesoen het, die gebruik van heilige water, daar's so 'n verhaal wat hulle vertel dat daar op 'n stadium 'n vlieg in die heilige water van die Rooms-Katolieke kerk geval, en toe moes hulle se nodig gaan hou om te besluit, is die vlieg heilig of is die water onheilig? En dit is nou daardie aspekte wat ou besef hoe waansinnig mense kan geraak het. Die Bybel was verban van die mens, die algemene mens op straat. En Maria word moeder van die kerk genoem. En dit beteken dat heiliglik, alhoewel die gewone lid van die Romeinse kerk dit nie noodwendig wil glo nie, is die beleid van die Romeinse kerk dat moeder Maria is meer aanbringenswaardig as die Here Jesus homself, omdat hulle sê dat moeder Maria was die een wat die Here Jesus gebaar het. So haar autoriteit is groter as die Here Jesus. En daarom word Maria die moeder van die kerk genoem, en sy is 'n belangrike aanbiddingsfaktor. Kom ons kyk net gou na die eienskappe van Jezebel, want hy sê hierso ten opsigte van Jezebel wat hulle toegelaat het. Nou ek wil hê my woord sal my oopmaak by 1 Konings. Nou ons ken almal die verhaal ten opsigte van Agab en Jezebel, rondom Elia, maar blaai gesaam na 1 Konings hoofstuk 16. Waar ons saam lees van vers 29 tot vers 33. Nou lees ons in 1 Konings 16 van vers 29. Hy sê en Agab, die seun van Omri, het oor Israel koning geword in die 38ste jaar van Asa, die koning van Juda. En Agab, die seun van Omri, het in Samaria oor Israel 22 jaar geregeer. En Agab, die seun van Omri, het gedoen wat kwaad is in die oë van die Here, meer as al sy voorgangers. En dit was nog die minste, dat hy in die sondes van Jerobeam, die seun van Nebat, gewandel het. Hy het Jezebel, die dogter van Ethbaal, die koning van die Sidoniërs, as vrou geneem en Baal gaan dien en voor hom neergebuig. En vir Baal 'n altaar opgerig in die huis van Baal wat hy in Samaria gebou het. Ook het Agab die heilige boomstam gemaak, en Agab het nog meer gedoen om die Here, die God van Israel, te terg as al die konings van Israel, sy voorganger. Nou wat interessant is, hy sê dit hierso, hy het nog erger gewandel
deurdat hy Jezebel, dogter van Etahaal, die koning van die Sidoniërs, as vrou geneem het. En Jezebel was 'n persoon gewees wat eintlik Agab bestuur het. Waar die man die hoofrol van die huis moes vervul het, was sy die man van die huis en hy was die volgeling gewees. En op grond van hoe sy was, het hy dan opgetree of het dinge dan plaasgevind. Nou wat maak dat hierdie vrou so besonder? Nou, ek weet ons leef waar mense baie maklik wil praat, daai ou het 'n gees van dit en daai het 'n gees van dit en daai het 'n gees van dat. Maar die woord is baie duidelik dat die gees van Jezebel het die kerk ingekom. En dat die gees van Jezebel tot vandag toe nog funksionerend is. Nou wat maak hierdie vrou nou besonder ten opsigte van 'n verkeerde gees? En dit is iemand wat voorgee dat sy geestelik is. Want onthou, sy het voorgegee, sy's deel van die koningskap van Agab en sy's deel van die leierskorps ten opsigte van die voorspoed rondom die volk Israel. Want hy sê in Agab sien Omri het oor Israel koning geword. Maar dis uit daardie posisie en uit daardie voorgee waar sy in beheer wou wees wat ander beheer. En sy wil 'n totale dominante figuur wees. En ongelukkig gebeur dit in die kerk en selfs in vandag en daarom alhoewel hierdie kerk in die tyd van die middeleeue, die tydperk voorstel van 606 tot 1520 na Christus, is daar definitief sekere trekke wat tot vandag toe nog in die kerk funksionerend is. En dit is dat daar regtig mense is wat die kerk gebruik as 'n plek om hulle gesag uit te wil oefen, diktatorskap te wil beoefen, maar dit is alles onder die gees van Jezebel. En daarom word die autoriteit geteken wat aangestel is. En dit is belangrik dat u ook vanaand dit maar moet hoor en moet besef. Dis die rede waarom daar kerkstrukture is, sodat die autoriteit ook self nie 'n diktator kan word. Laat die autoriteit homself nie die gees van Jezebel beoefen nie. Daarom is daar kerkstrukture wat dan die autoriteit van die kerk ook bestuur en beheer, sodat iemand nie hand uitdruk nie. Maar ongelukkig gebeur dit, dat met hierdie gees word die autoriteit wat aangestel is geteken. Dit leer dat sonde nie verkeerd is nie, en ook veral op die seksuele gebied. Kan jy nogal 'n bietjie vereenselwig met vandag in die kerk? Saam bly is nie meer sonde nie. Voorhuwelikse seks is nie meer 'n probleem nie. Homoseksualiteit is nie 'n probleem nie. Transvestiete is nie meer 'n probleem nie. En so kan jy die een na die ander aspekte noem, wat vandag in die kerk as aanvaarbaar beskou word. En ongelukkig gebeur dit dat hierdie aanvaarbaarheid van hierdie aspekte die meerderheid van die gelowiges nou begin onderdruk. Want dis 'n minderheidsgroep wat meer reg het as wat die meerderheidsgroep het. En ek besef dit is sensitiewe aspekte, maar dit is die realiteit. En daarom is hierdie kerk die middeleeuse kerk wat gaan oor die Rooms-Katolieke kerk wat daai tyd teenwoordig was. Die gemeente in Sardes wat dan basies die dink nou die 5de gemeente is. Kom ons blaai gaan na die gemeente toe in Openbaring hoofstuk 3. Die gemeente van Sardes. Kom ons lees daar Openbaring hoofstuk 3 vanaf vers 1. Hy sê, skryf van die engel van die gemeente van Sardes. Dit sê hy by die 7 geeste van God en die 7 sterre het, ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef en jy is dood, wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het en bewaar dit en bekeer jou. As jy dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief, en jy sal nie weet in watter uur ek op jou afkom nie. Maar jy het enkele persone ook in Sardes wat hulle klere nie besoedel het nie, en hulle sal saam met my in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is. Wie oorwin sal bekleed word met wit klere, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie,
En ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele, wie oor het laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Nou hierdie gemeente van Sardes is die tydperk van reformasietyd. Hy stel die tydperk van die reformasietyd voor van 1520 tot 1750 na Christus voor. Dit was in die tyd gewees van Martin Luther. En omdat die Romeinse kerk, en nou kan jy sien, daar is 'n troon wat heeltyd eintlik nou volg, rondom die een kerk, wat oorspoel na die ander kerk, na oorspoel na die ander kerk toe, en so bou hy dan op, en dis in hierdie tyd, waar die gemeente van Sardes die beelding uitgee van die tyd, van die reformasietydperk, waar Martin Luther opgestaan het teen die Rooms-Katolieke kerk, waar hy die 95 reëls aan vasgeslaan het teen die deur. En dit gaan oor die denominasiekerk. Hoekom? In Openbaring 3 vers 20 sê hy sê, wees wakker en versterk die wat voorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Juis omdat die Bybel verban was, juis omdat die kerkstruktuur die mense gemanipuleer het in geestelike aspekte, het Martin Luther opgestaan en het hy teen hierdie goed gaan beklei. Nou die woordjie Sardes beteken om daar uit te kom. En dat het gebeur dat die Bybel het beskikbaar geword vir die gewone mens op straat. Die leer van regverdigheid deur geloof het weer opgeleef. En dit was dan gewees dat nie soos wat die Rooms-Katolieke kerk glo, dat as jy aan hulle behoort, dan gaan jy hemel toe nie, maar dat jy alleenlik deur geloof geregverdig word en gered kan word. Openbaring 3 vers 3 sê, hy sê onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het, en bewaar dit en bekeer jou. As jy dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief, en jy sal nie weet in watter uur ek op jou afkom nie. Nou, die gevaar van is dat ten spyte daarvan dat Martin Luther opgestaan het teen die Romeinse kerk, het dit tog weer veroorsaak dat die kerk ook weer 'n staatskerk geword het. So as ons praat van staatskerke, dan praat ons byvoorbeeld van die Romeinse kerk, wat 'n staatskerk van Europa is, die Lutheraanse kerk wat 'n staatskerk van Duitsland is, en dan die Anglikaanse kerk wat 'n staatskerk van Engeland is. En as ons vandag na Suid-Afrika kyk, kan 'n mens amper sê dat die NG Kerk 'n staatskerk van Suid-Afrika vandag is. En alles wat in die NG Kerk gebeur, beïnvloed baie aspekte in die land. En dit is die rede waarom ons besef dat ten spyte daarvan dat reformatie plaasgevind het, en ons is dankbaar daaroor, is daar tog 'n gevaar dat die kerk dan as denominasie sal terugkeer in die staatsgreep in, en dat die staat dan nog steeds die kerk het en gebied ten opsigte van funksionering. En dit is juis wat ons die laaste ruk ook in Suid-Afrika beleef het, dat ten opsigte van dit wat alreeds in van die denominasies plaasgevind het, dat die staat wil 'n sterker seggenskap oor die kerk in Suid-Afrika beoefen, oor wat jy mag preek, hoe jy moet funksioneer. Want dit gebeur in die kommunistiese lande alreeds. En sien ons dat hierdie gemeente van Sardes die reformasietydperk voorstel van 1520 tot 1750 na Christus. Kom ons gaan oor na die 6de gemeente toe. En dit is die gemeente van Philadelphia. Nou wanneer ons kyk na die 6de gemeente, dan lees ons van vers 7 in hoofstuk 3. Hy sê en skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia, dit sê die heilige en die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Ek ken jou werke, kyk, ek het voor jou geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloor nie. Kyk, ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg. Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou liefgehad het. Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar en sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Kyk, ek kom gou. Hou vas op wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Wie oorwin, ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak en hy sal daar nooit weer uitgaan nie.
en ek sal op hom die naam van my God skrywe, en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem wat in die hemel van my God neerdal, en my nuwe naam, weer oor en laat hom hoor, wat die Gees aan die gemeentes sê. Nou hierdie gemeente is die gemeente wat bekend staan as die sendingbeweging of die sendingkerk. En dit het in 1750 tot 1900 na Christus plaasgevind. Dit was in die tyd gewees van George Whitefield, John Wesley, Charles Finley, D.L. Moody ensovoort, waar 'n lewing baie sterk uitgebreek het. Nou hierdie is baie belangrik dat u dit raak sien. Een van die kentekens wat dan vandag nog verkondig word, wat dan vir ons 'n teken sal wees rakende hoe naby die koms van die Here is, of ten opsigte van hoekom die koms van die Here nog plaasgevind het nie, is die aspek dat hulle sê dat die evangelie moet eers wêreldwyd verkondig word. Alles nasies, stamme en tale moet nog die evangelie hoor. Maar wanneer jy hierdie brief lees, is dit baie duidelik dat die Here iets hier vir ons baie besonders laat raak lees. Want hy praat hierso van ten opsigte van die uur van beproewing in vers 8, waar hy hierdie woorde sê, hy sê, ek ken jou werke, kyk ek het voor jou geopen en deurgee, niemand kan sluit nie, want jy het min krag, en jy het my woord bewaar en my nie verloon nie. En dit was dan gewees rondom die standvastigheid in 'n baie moeilike tyd, in 'n standvastigheid en geestelike afvalligheid wat plaasgevind het. Maar dan kom hy met hierdie woorde ten opsigte van in vers 10. Hy sê, omdat jy my woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom. En waarna verwys hy? Hy verwys na Openbaring. En nou is dit baie duidelik dat die Here dan hierso sê, hy sal die kerk bewaar in die uur van beproewing, en dit is hoekom ons dan ook hierdie gedeelte gebruik ten opsigte van die kerk wat dan weggeneem sal word, sodat hy die oordeel van God wat op die aarde uitgestort gaan word, nie sal beleef nie, want hy sê hierdie woorde, oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Nie die kerk nie, die bewoners, die wêreldling. En dan sê hy die woorde in vers 11, kyk, ek kom gou, hou vas wat jy het. So hy praat hier van sy koms wat op hande is. Nou wanneer ons kyk na hierdie tyd van sendingbeweging, waar die sendingkerk baie sterk aan bevind was, is daar 3 aspekte wat hy hierso noem. Hy sê hy het min krag. Nou die woordjie min krag dui nie op geestelike krag nie, maar dit dui op daardie woord wat die Here Jesus sê, hy sê, die oes is ryk, maar die arbeiders is min. En dit is in hierdie herlewingstyd waar die Here sekere individuele mense opgewek het om na gedeeltes van die wêreld te gaan het en die evangelie verkondig het, maar dit was individueel gewees wat bereid was om gehoorsaam te gewees het aan die stem van die Here. En dan sê hy sê, want jy het min krag, maar jy het my woord bewaar. En die feit dat hy die woord bewaar het, het hulle die naam van die Here nie verloon in die tyd van herlewings nie. Nou, ek het net myself die vraag afgevra, wat veroorsaak dat na 'n geweldige herlewingstydperk is daar baie keer die geestelike afval wat daarna geskied? En een van die antwoorde wat uitgekom het rondom die opsoeke daarna, was die geestelike hoogmoed wat met die kerk ontstaan het. En dit beteken dat waar die Here, en nou wil ek net vinnig deur hierdie gemeentes gou gaan, sodat jy op die einde van die dag nou net kan sien, en ek gaan dit nou net noem, dan gaan jy nou sien hoe die groei. Die eerste gemeente het ons gesê, die gemeente Efesië, die apostoliese tydperk. Die tweede gemeente is die gemeente Smyrna, wat gaan oor Romeinse vervolging, so die begin van die kerk, die krag van die apostels, maar dan ten opsigte van die teenstryd wat hulle beleef het, en dan vind ons die oopstel van die kerk, dat die vervolging nie meer so seer by die kerk is nie, die oopstel van die kerk, maar dit het ander gevolge gehad, en dit was dan gewees ten opsigte van die middeleeuse kerk, die Romeinse kerk, wat dan geestelike aspekte begin inbring het vir aanbidding, wat glad nie te doen gehad het met aanbidding nie,
En was dit dan gewees dat daar 'n opstand in die Romeinse kerk plaasgevind het waar die reformatie vandaan gekom het, en dis na die reformatie waar die sendingkerk dan tot stand gekom het. So u kan nou baie mooi sien die patrone van die gemeentes, hoe dit eintlik in mekaar of uit mekaar uit vloei, oor van een gemeente, oor na 'n gemeente, oor na 'n gemeente. Maar nou vind ons by die 6de gemeente 'n sendingbeweging, die hartklop van God hierso. Wat die Here het gesê, dat gaan en gaan verkondig die woord van die Here aan alle volke, tale en nasies, en leer om alles te onderhou. Maar dan vind jy die afval na die sendingtydperk, na 'n lewingstydperk. Jy vind die afval daarvan. Hoekom? As gevolg van geestelike hoogmoed, waar die kerk op 'n plek gekom het waar hy geestelik sterk gestaan het as gevolg van die herlewing wat die Here gebring het, want daaruit van die ontstaan van die apostoliese tydperk het daar tye plaasgevind waar daar afvalligheid in die kerk ingekom het as gevolg van verkeerde leerstellings en alles. En die Here het weer 'n herlewing gestuur om die kerk te laat opstaan, sodat die kerk kan voortgaan met die verkondiging van die evangelie. Maar dan na die herlewing vind ons die geweldige afvalligheid. En dit gaan oor geestelike hoogmoed. As ons dink aan Simon die towenaar, wat 'n gelowige geword het, en toe hy sien die kragte van die Heilige Gees, nadat Petrus vir die hande opgelê en gebid het, en die kragte van die Heilige Gees wat daar plaasvind het, toe bied hulle geld aan, en hy sê, gee vir my ook dit. Hoekom? Want dit het nooit gegaan oor sy verhouding met die Here nie, dit het gegaan oor, wat kan hy daaruit kry? En dit is wat geestelike hoogmoed is. Wat kan ek uit God uitkry? Nie wat kan ek vir die Here beteken? En dis hoekom Paulus ook vir ons dit leer, hoekom hy 'n doring in die vlees gekry het, sodat hy nie geestelik hoogmoedig sou word met alles wat hy alreeds beleef het van God af as openbaringe, en dat hy 'n geestelike hoogmoedige gees sou ontwikkel nie, en die Here vir hom 'n doring in die vlees gegee. En hierdie geestelike hoogmoedigheid het gelei na waar ek en jy vandag is. En dit is die laaste gemeente. En dit is die gemeente van Laodisense. Die tyd van afvalligheid. En dit is van 1900 na Christus tot waar ek en jy vandag is, voor die koms van die Here. Nou hierdie gemeente is die lou gemeente, en kom ons lees saam rondom hierdie gemeente. Vanaf vers 14 hoofstuk 3. Hy sê, skryf aan die gemeente van Laodisense, dit is die Amen, die getrou en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werk, dat dit nie koud is nie, en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm, maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jy by mond uit spuug. Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword. Hoor die geestelike hoogmoed, wat nou funksionerend is, het niks gebrek nie. En jy weet nie dat jy is wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, en wit klere dat jy kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf sodat jy kan sien. Almal wat ek lief het, bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op die troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Wie jou oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Nou hierdie is interessant. In die vorige gemeente, die herlewingsgemeente, was dit juis die Gees van God wat in die midde van die gemeente gewerk het. By hierdie gemeente staan die Here buitekant die kerk. Hy sê, ek staan by die deur en ek klop. Nou ons gebruik dit op 'n persoonlike bekering, dat die Here by die hartsdeur van die mens staan en hy klop aan sy hartsdeur, maar eintlik is dit van toepassing op die kerk, op die gemeente. Hy sê, ek staan by die deur en klop, en daarom Openbaring 3 vers 16 en 17 sê, maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou my mond uitspoeg, want jy sê, ek is ryk en het verryk geword, ek is geestelik oriënt. En die brug en die praal wat die kerk het, finansieel, materialisties, is eintlik 'n aanduiding van hoe geestelik ek ook is. Terwyl dit jy is,
jy weet dit nie, dat jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Nou, die gemeente is 'n lou gemeente, dis 'n wêreldse kerk. So waar in Konstantyn se tyd, die kerk se deure oopgemaak is, so in die wêreld in die kerk inkom, het daar snaakse rituele en bygelowe die kerk ingegaan. Vandag weet ons dat daai goed is verkeerd. Maar die probleem is, ons bly lou. Ons word nie warm nie, ons bly lou. Ons doen dalk nie wat die Romeinse kerk beoefen nie. Maar ons is nie vurig in ons harte nie. Want hierdie kerk kom na die tyd van die herlewing. En hierdie kerk is die tyd van menslike opinies en regte. In die Romeinse kerk het jy geluister wat die paus gesê het, by die priester sê, by die biskop gesê het, en jy het hulle leiding volg en wat hulle sê is wet. In vandag se tyd sê die lidmaat wat is wet. Want die lidmaat is die menseregte, die opinies van die mens. En daarom wil ek afsluit ten opsigte van Jakobus 5. In Jakobus 5 lees ons hierdie woorde wat die Here vir ons kom leer. Vers 1 tot met vers 5, of vers 6. Hy sê, kom nou, julle rykes, ween en huil oor die ellendes wat oor julle kom. Julle rykdom is bedorwe en julle klere is deur die motte verniel. Julle goud en silwer is verroes, en hulle roes sal tot 'n getuienis teen julle wees, en sal soos 'n vuur julle vlees verteer. Julle het skatte vergader in die laaste dae. Kyk, die loon van die arbeiders wat julle lande afgehoes het, wat deur julle agtergehou is, roep uit, en die geroep van die maaiers het gekom tot in die ore van die Here van die leerskare. Julle het op die aarde 'n weelderige en 'n losbandige lewe gelei. Julle het julle harte vet gevoer, soos op 'n slagdag. Veroordeel, vermoor het julle die regverdige. Hy versit hom nie teen julle nie. Tot en met sover. En dit is die 7 gemeentes wat dan vir ons gegee is. En daarom sal ons sien waarom hierdie gemeentes vir ons opgeteken is, omdat hierdie gemeentes, alhoewel hulle op een tyd almal bestaan het, dieselfde tyd, in die tyd van Johannes, toe hy in Patmos was, stel hierdie gemeentes sekere tye van die kerk voor, wat deur 'n sekere tyd gegaan het op die tydslyn. En kan ons dan vanaand afsluit om te sê, op watter tyd van hierdie gemeentes leef ek en jy? En kan ons dit met groot vrymoedigheid sê, dat ons leef in die laaste gemeente se tyd? As ons kyk hoe strewe gemeentes na mega gemeentes, en ek sê nie is verkeerd om 'n groot gemeente te hê nie, maar as ons kyk na die pragt en die praal van die tyd waar ons leef, waarin gemeentes gebou word, en dat mense glo dat dit is die kenteken van 'n geestelike gemeente. Het jy dit al agtergekom? Dat mense dink omdat daai gemeente groot is, dit is 'n geestelike gemeente. Daai gemeente wat klein is, nee, daai is 'n dooie gemeente. En ek wil vanaand net vir u dit sê. Partykeer is dit die klein gemeentes wat die geestelike gemeentes is. Want mense wil nie vandag gekonfronteer word met hulle sondes nie. Hulle wil nie gekonfronteer word met heiligmaking nie. Daar is nie 'n gemeente wat volmaak is. Alle gemeentes het hulle foute. Alle gemeentes het hulle stryd. Maar pas op dat ons 'n uiterlike beeld probeer skep wat ons dink geestelikheid bepaal. Om te dink deur 'n mooi gebou of 'n moderne kerk dat dit is die kenteken van 'n geestelike gemeente. Ons is baie duidelik in die laaste gemeente se tyd. Die gemeente wat dink hy's ryk en het ryk geword, terwyl hy eintlik arm en beklaanswaardig is. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons vanaand na hierdie gemeentes kon gekyk het, en daar's definitief baie meer wat gesê kon word. Maar Here, is net om vir ons 'n bietjie 'n prentjie te gee waarom hierdie gemeente so uitgesonder is in die boek Openbaring.
waarom dan in hierdie gemeentes briewe geskryf moes word? Want in elkeen van hierdie gemeentes stel 'n sekere tyd van die kerk op die tydslyn van die kerkdispensasie voor. En kan ons vanaand met soveel sekerheid sê, Here, dat ons leef vanaand in die laaste gemeente se tyd. Dis die gemeente wat lou is. Here, wat eintlik moet sidder en beef. Want die sê vir ons, omdat jy lou is, sal ek uit my mond uit spuug. En wat 'n harde woord ten opsigte van die kerk word dit nie geroep nie. Help vir ons dat ons versigtig sal wees en dat ons 'n vurige hart begee om warm te wees en om nie uitgespuug te word nie, tot eer van die kosbare naam. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van die wees voordat hy kom. Amen.